Welkom graad 12 2016. Dis die tweede sessies wat ons aanbied en spesifiek hierdie keer fokus ons dan op vraestel 2 en Christmas van Matt Jacobs, geskryf deur Adam Small. Julle sal sien, ek het die boek vir jou se prent voorblad ingetrek, nie omdat ek nie dink jy weet hoe hy lyk nie, maar spesifiek dat jy kan raak sien, dis die eerste wenk. Die boek wat julle ontvang is 'n skooluitgawe. Dit is baie belangrik dat jy moet besef, dit beteken dat agter in die boek is aantekeninge oor alles wat jy nodig het. En baie van daardie aantekeninge gebruik hulle net so in vraestelle. Gaan kyk asseblief agter in jou boek na die skooluitgawe se aantekeninge. Dan wil ek 'n tweede wenk ook vandag vir julle gee, en spesifiek wil ek hê jy moet weet dat die agtergrond waarteen hierdie drama afspeel, bepaal omtrent al die vrae wat hulle vir jou gaan vra. Ek het so 'n paar goed vir julle uitgehaal. Onthou, Christmas van Matt Jacobs speel in die apartheidsera af, en dit gaan saam met die groepsgebiede wet. Nou met die groepsgebiede wet in die apartheidsera en Suid-Afrika waar jy die vraestel skryf, kan jy maar weet, daar gaan sulke vrae in die vraestel wees. Ons gaan met die tweede skyfie dan spesifiek na die groepsgebiede wet kyk, sodat jy dit beter verstaan en die impak op die verskillende karakters. Dan speel die drama natuurlik af in die Cape Flats. Jy mag die kleurlingtaal soos Cape Flats in jou vraestel gebruik. Jy mag dit gebruik soos dit in die teks voorkom. Die Cape Flats, dis die kleurlingtaal van die Kaapse inwoners. 'n verdere punt wat beslis iewers in 'n vraestel of in 'n vraag gaan voorkom, is die hele argument aspekte rondom misdaad, bendes, werkloosheid, armoede. Ons gaan ook in detail daarna kyk. En dan natuurlik, hierdie hele verhaal gaan oor 'n soeke na identiteit en 'n soeke na 'n plek om te belong of te behoort. Jy mag die woord belong gebruik omdat hy in die teks voorkom. Goed, kom ons kyk dan eerstens. Wenk wat ek vir jou gee. Jy moet weet wat impliseer die groepsgebiede wet. Ek het hom gou hier vir jou uitgehaal. Die groepsgebiede wet van 1950 was 'n wet onder die apartheidstelsel wat verskillende dele van gebiede in stede en dorpe eksklusief aan verskillende rasse toegeken het. So sekere rasse het in sekere areas gewoon en dit het 'n impak. Die eerste impak natuurlik, sekere werk is eksklusief vir sekere rasse. Nou as jy dit lees, moet jy onthou dat jy enige vraag gaan moet beantwoord deur te wys hoe beïnvloed dit karakters. Byvoorbeeld, Matt Jacobs, dis ons hoofkarakter. Matt Jacobs kry net werk as messenger. So, eksklusief die ander werk is vir blankes dan, en dit beïnvloed hom om by bendes betrokke te raak. Cabanelis werk 2 werke, Maud doen naaldwerk. Cyril en Richie het geen werk nie, want hulle voel hulle kan nie werk kry nie. So enige vraag rondom die groepsgebiede wet, gaan hulle vir jou kan vra om dit deur te trek na jou karakters toe. 'n tweede argument hieruit is omdat werk eksklusief is, pendel hulle ver. So hulle het nie die geleentheid om altyd by werk uit te kom nie. Derde argument, hierdie geen werk lei dan tot armoede. En weer eens moet jy dit kan bespreek deur te verwys na jou verskillende karakters. Die armoede se effek is dat hulle vir oorlewing betrokke raak by misdaad. Ek hoop jy begin agterkom dat hierdie 'n sirkelmotief is wat aanhoudend voorkom. Omdat daar nie werk is nie, omdat hulle ver moet pendel, omdat hulle daar arm is, raak hulle betrokke by misdaad. Misdaad lei dan tot bendes. En hier is ons protagonis of ons hoofkarakter Matt Jacobs, dan die bendeleier van 3 bendes. En dan laastens, die bende gee dan vir hom 'n identiteit. Hy voel hy behoort nou iewers, hy's deel van 'n bende, hy het 'n naam gekry, en dan sien voltooi die sirkel weer. So die groepsgebiede wet
vorm 'n sirkel wat aan die einde teruggaan. Enige vraag daaroor gaan jy kan deurtrek na die karakters toe, na misdaad, na bendes, na armoede toe en uiteindelik weer na jou eie identiteit en jy soek 'n plek om te behoort. Volgende wenk wat ek graag vir julle wil gee is, weer eens, hoe benader ek hierdie afdeling in die vraestel? Onthou, jy het 'n keuse tussen 'n lang vraag of 'n kontekstuele vraag. Jy moet egter een boek se lang vraag doen en 'n ander boek se kontekstuele vraag. So, ek wil 'n paar wenke vir julle gee oor kontekstuele vrae. Die eerste een, bepaal waar die gegewe deel of teks in die drama geplaas kan word. Onthou as jy die vraestel kry oor Mac Jacobs, gaan daar 2 tekste wees. 2 dele is vir jou uitgehaal. Jy moet gaan kyk, waar speel dit af? As jy die teks lees, dan moet jy kan sien, dis hier in die verhaal of in die drama, en jy moet weet, dis wat voor dit gebeur het, en dis wat na dit gebeur het, want dis die tipe vraag wat vir jou gevra gaan word. Tweedens, gaan kyk watter karakters is in daai teks, en skryf sommer op jou vraestel hulle karaktereienskappe neer. Want as daai karakters in daai teks is, gaan hulle vir jou iets vra oor hulle karaktereienskappe. Dan, elke teks wat vir jou gegee word, gaan 'n newe-teks hê. Dis die stuk in skuinstrip of italic soos julle dit ken. Jy moet gaan kyk daai newe-teks. Wat is sy funksie, wat is sy rol? Ek gaan 'n bietjie later in die aanbieding vir jou klomp idees gee oor wat die funksie als van 'n newe-teks kan wees. Dan natuurlik, ek het dit in die vraestel 1 ook vir julle gesê, gebruik 'n glinsterpen, dan 'n highlighter soos julle dit ken. Glinster jou 2, 3 en 4 punt vrae en onthou dit moet in volgorde beantwoord word. En dan laaste, gaan haal jou kernwoorde in elke vraag uit. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Hier lees 'n gedeelte uit 'n vraestel en die eerste stap het ons gesê, waar pas die gedeelte in die drama? So jy vat die teks en jy lees 'n stukkie. Ek gaan vir julle lees. Eerstens Cavanellis praat. Hy sê, nou kan jy sien Mr. Laguma, dis hoekom ek en Maudie en Blanche hierso wil weg. Dis hoekom ek en my gesin hierso uit wil kom. En dan antwoord Laguma, hierso uitkom? You must be joking, Mr. Cavanellis. Or maybe you're lucky, maybe. Jy het nou opportunity gestryk om geld te maak, but the others. As jy die gedeeltetjie gelees het, moet jy dadelik vir jouself kan sê, hierdie gedeelte pas op 'n spesifieke plek in die drama. En hierdie een pas reg voor Map se vrylating. Cavanellis en sy gesin werk hard. Hy het 2 werke om uit die Kaapse vlakte te kom. Jy moet dit weet, want enige vraag van hier af kan vir jou vra vorentoe oor Cavanellis. Hoe werk hy? Kom hy uit die vlakte uit? Wat se 2 werke doen hy? Of Map se vrylating wat hy navolg. Hoeveel jaar het hy tronkstraf gekry? Hoeveel het hy geserve? Wanneer is hy vrygelaat? Hoekom is hy vrygelaat? Die deel lei jou na al die volgende vrae. Tweedens het ons dan gesê, jy moet gaan kyk na die karakters. Watter karakters is betrokke en wat is hulle karaktereienskappe? En skryf dit sommer op die vraestel. Ons stukkie het dan Cavanellis en Laguma. So, karaktereienskappe van Cavanellis, hy is suinig of hy is geldgierig. Hy vermy konflik. Hy dink hy is beter as die res. As ons gaan kyk na Laguma, hy is die politieke spreekbuis. Hy is 'n fikshuisfanatikus. Hulle vertel die hele tyd hoe hy met sy red tracksuit rondjog, né? En hy is baie uitgesproke. As daar enige ander karakter sou wees, dan doen jy dieselfde. Byvoorbeeld Tommy, hy is die skinnerbek. Hy het sy eie besigheid. En hy is 'n bietjie verlief op Blanche. En daarvoor is hy baie bang wat gaan Map doen as hy uitkom. Apostel George, hy is die godsdienstige, hy is die dominee, hy lei Map tot bekering.
So vat jou vraestel, kyk watter karakters word daar genoem in die teks en skryf dadelik hulle eienskappe neer. Dan is jy gereed vir enige vraag wat gaan volg. Ons derde stap, die funksie van die neuweteks. Funksie sê vir jou, wat is die doel van die neuweteks? Nou in die stuk wat ons uitgehaal het, is die neuweteks heel onder. Daar staan in hakkies in skynsdruk. Dis Laguma, hy trek regaf strepe in die lug met albei hande en wys na die geboue in die omgewing. So fisies trek hy strepe om te wys, dis soos 'n tronk. So wat is die funksie? Die handeling van Laguma beeld simbolies uit dat die Kaapse vlakte 'n figuurlike tronk is waaruit hulle nie kan ontsnap nie. En jy sal sien ek het die woord handeling vir jou in bokas, in hoofletters gesit. Want iewers in jou vraestel gaan hulle vir jou vra oor dialoog en iewers gaan hulle vir jou vra oor handeling. Want onthou, dis 'n drama. Die idee is hy moet op die verhoog opgevoer word. En as jy iets op die verhoog opvoer, dan praat jy met die gehoor, dis dialoog. Jy praat met die ander karakters, dis dialoog. En jy act, jy handel, jy tree op. So hulle gaan vir jou vra oor dialoog en oor handeling. Goed, 'n wenk hier. Onderskei tussen dialoog en handeling en onthou, albei vertel jou meer van die karakter. Dink bietjie logies. As Richie die heeltyd vloek, dis sy dialoog, dan sê dit mos vir ons wat se swak karakter is hy. Hy's 'n leegleer, hy's 'n loufer. Maud praat net Engels as hy met ander mense praat, want sy wil die idee gee sy's beter as ander. Die dialoog is 'n karaktereienskap, hy vertel jou van die karakter. Handeling is dieselfde. Kavanele sluit sy fietsie toe. Dis 'n handeling, dis 'n aksie. Daarmee sê hy eintlik vir ons, hy vertrou niemand anders nie in die gemeenskap waar hy bly. Goed. Ons 4de en 5de wenk was, glinster jou 2 tot 4 punt vrae en jou kernwoorde. Ek het vir julle so 'n stukkie uit 'n vraestel gehad, weer net om vir jou te wys. Daar is die vraag, daar's 5 vrae. Stap 1 was, glinster jou 2 tot 4 punte, slegs vraag 2 tel 3 punte. En onthou as 'n vraag 3 punte tel, moet ek dit in volgorde doen. Die 5de stap was dan, haal jou kernwoorde uit. Vraag 1, watter presiese ruimte? Vraag 2, hoe verdien Kavanele sy inkomste? Ons gaan hom nou in detail bespreek, want hy tel 3 punte. Vraag 3, die optrede van hom, is dit geregverdig? Ironie in vraag 4, en watter rol vervul Laguma? Jy het klaar die helfte van daai vrae geantwoord toe jy jou stukkie ontleed het met die vorige stappe. Kom ons kyk spesifiek na vraag 2. Hy tel 3 punte, so hy moet in volgorde gedoen word. Die eerste vraagie in vraag 2 is, hoe verdien Kavanele 'n ekstra inkomste? Sy basiese inkomste is hy werk by die Polony Factory. Maar sy ekstra inkomste is hy verkoop soft goods of onderklere. Dan maak jy 'n kolletjie, jy antwoord hom as 1. Tweede vraag binne vraag 2. Watter invloed het dit op sy gesin? Hulle voel afgeskeep, hulle voel hy's nooit by die huis nie, hy gee nie meer vir hulle om nie. En dan die derde punt binne vraag 2. En hoe word hy deur die ander inwoners hanteer oor hierdie ekstra werk, hierdie verkoop van die softgoods? Hulle spot hom. Maar nou onthou, as jy enige van hierdie 3 nie weet nie, nommer 1, los 2 uit as jy hom nie weet nie, nommer 3, want jy moet in volgorde antwoord. Dan het ek vir julle 'n wenkie, raak in die letterkundige terme. Ek wil net gou 'n slukkie vat. Die letterkundige terme in math. Nou hierdie gaan nie net by kontekstuele vrae wees nie. Jy gaan dit ook by die langvraag kry. So as jy dit nou al weet,
kan jy dit daar ook toepas. Ons kyk na tema, boodskap, konflik. Ek gaan nog 'n paar bespreek, dis die eerste 3 op hierdie skyfie. 'n tema, onthou, 'n tema is 'n breë term, so jy moet altyd antwoord met alle mense. So wat is die tema van die boek? Wat sê die boek vir ons oor alle mense? En dan antwoord jy, alle mense wil iewers behoort. Of alle mense is op soek na hulle identiteit. Of alle mense voel partykeer vasgevang. Maar, as hulle vir jou vra die boodskap, dan antwoord jy deur te verwys na 'n spesifieke karakter. Byvoorbeeld, Matt Jacobs wil iewers behoort, daarom raak hy by bendes betrokke. Tema, alle mense, boodskap, spesifieke karakter. Konflik, dis baie in die vraestel. Onthou ons het 2 soorte. Uiterlike konflik. En julle vergeet partykeer dat uiterlike konflik fisies is as ons beklei, maar ook verbaal as ons met die mond beklei, is dit uiterlik. Byvoorbeeld Mort en Blanche se geveg. Innerlike konflik is dan binne in jouself, 'n emosionele wroging in jouself oor 'n besluit wat jy moet neem. Byvoorbeeld, Cornelis wat so skuldig voel na Blanche vir hom gesê, dis jou skuld daddy, dat sy op die ou einde selfmoord pleeg. Dis innerlike konflik. Dan, onthou dat in 'n roman praat ons van 'n hoofkarakter en bykarakters. Maar in 'n drama noem ons hulle protagonis, 'n antagonis en 'n tritagonis. En as jy hierdie woorde in jou lang vrae kan gebruik, dan dink hulle jy is baie oulik en kry baie punte. So die protagonis, die hoofkarakter in die drama is Matt Jacobs. En sy tattoos, sy tatoeëermerke. As jy nie tatoeëermerke kan spel nie, skryf tattoos, want dis in die teks. Sy tattoos is 'n map, dis 'n kaart van sy bestaan waar hy oral was. Die intrige, die storie handel oor hom, want dis sy lewe wat hulle vertel. Hy ontwikkel, en onthou, 'n hoofkarakter of 'n protagonis kan ontwikkel positief of negatief. Positief noem ons dit progressie en negatief regressie. Matt verander van 'n negatiewe bendelid na 'n positiewe karakter. Hy kom tot bekering, hy soek werk. So dis progressie. So 'n protagonis is 'n hoofkarakter, die storie handel oor hom, hy ontwikkel, en dan die 4de ding, hy beïnvloed ander karakters. Matt se optrede het 'n invloed op sy ma, dis hoekom sy stom is. Sy suster is dood. Cornelis is bang vir hom. Blanche voel skuldig. Wat gaan hy van haar dink oor sy as prostituut werk? Dis die protagonis. Die antagonis in hierdie verhaal kry baie leerders verkeerd. Die antagonis hier is die Kaapse vlakte. Julle sal sien in die prentjie het ek vir jou gewys so met 'n omkring waar lê die Kaapse vlakte. En as jy sien dit lyk soos 'n vlak deel, so plat deel. Dis hoekom hulle die Cape Flats noem, né? Kaapse vlakte. So, die antagonis staan teenoor die hoofkarakter en al die ander karakters. Dit beïnvloed die intrige. Die feit dat hierdie mense in die Kaapse vlakte bly, beteken hulle het nie 'n inkomste nie, hulle raak by bendes betrokke, daar's misdaad, daar's armoede, hulle is soontoe geskuif sonder 'n keuse. Die antagonis ontwikkel nie. Die Kaapse vlakte bly 'n tronk. Al verander Matt, kry nie 'n kans nie, niemand wil vir hom werk gee nie, hy bly vasgevang in die antagonis, die Kaapse vlakte. En dit beïnvloed ook ander karakters. Byvoorbeeld Tommy se Botker. Tommy se Botker probeer 'n lewe maak in die Kaapse vlakte. Hy probeer maar 'n paar bangles en jewels en sulke goedjies verkoop. Cornelis het 2 werke om in die Kaapse vlakte te oorleef. So ons protagonis is Matt Jacobs, ons antagonis is die Kaapse vlakte.
En dan in 'n drama het jy ook 'n tritagonis. Onthou, tri beteken 3, nie derde. Daar's 'n prentjie vir julle van 'n tipiese verkoper, soos Tommy se botkar. Hy het 'n karretjie wat hy sleep en dan skree hy bangles, bangles, lekker bangles. Hy verkoop goed. In hierdie storie is verskeie bykarakters dan tritagoniste, soos Maud. Sy het 'n ongelooflike invloed op Mac Jacobs se lewe. Maar sy praat bitter min en sy doen bitter min, soos sy is 'n tritagonis. Blanche, verskriklike invloed op sy lewe, hy doen alles vir haar. Sy sê 'n paar woorde. Cyril, Richie, so kan ons aangaan. So hulle vorm deel van die protagonis se lewe, maar hulle toon nie noodwendig ontwikkeling nie. En hier moet jy raak sien dat in Christmas van Mac Jacobs is daarby van hulle ontwikkeling. Blanche ontwikkel, sy word weer positief. Cavanelus ontwikkel agteruit, regressie, want hy pleeg selfmoord. So jy moet dit raak sien dat hierdie drama's bietjie anders as die ander. Dan die tritagoniste vorm deel van die sub-intriges, of die sub-stories in die verhaal. Ons ken Maud se lewe, sy doen naaldwerk, ons leer van Blanche se lewe binne Mac Jacobs se lewe, van die hele modelkontrak, so hulle het hulle eie stories binne die groot storie. En dan, hulle kan die protagonis beïnvloed om te ontwikkel. Byvoorbeeld die feit dat ma stil bly na daai aand, veroorsaak die innerlike konflik, die wroging by Mac, en dan kom dit tot by bekering uit. So is dit 'n protagonis, antagonis, en 'n tritagonis in 'n drama. Dan, iewers gaan jy 'n vraag kry oor 'n neuweteks of 'n byteks. Dis die gedeelte in die drama wat natuurlik in skynstryk vir jou aangebied is. En hier is die funksie. So jy moet mooi gaan lees watter een pas. Dit plaas byvoorbeeld die toneel in 'n spesifieke tyd en ruimte. So as dit 'n beskrywing is van die strate van die Kaapse vlakte, dan is dit die eerste funksie. Dit kan vir jou inligting gee aan die regisseur, want onthou die drama moet op 'n verhoog opgevoer word, oor die stel en die rekwisiete. So hulle vertel vir jou hoe lyk die woonstel, of hoe lyk die fietsie, of hoe lyk die tassie van Cavanelus waarin die softgoods is, dis die stel en die rekwisiete. Die een wat baie in die vraestel is die derde een. Dit gee 'n aanduiding van die vertolking ten opsigte van die voorkoms van die karakters. So die ou wat op die verhoog die rol van Map speel, of Cavanelus, of Cyril, of Richie, hy lees in daai neuweteks hoe hy moet optree en hoe hy moet lyk en hoe hy moet sy karakter uitbeeld, sy voorkoms, sy handelinge, sy gebare, sy uitdrukking, sy reaksies. Dis die funksie van 'n neuweteks. Volgende wenk wat ek vir julle wil gee, is 'n paar vrae wat baie in vraestelle voorkom. En ek wil aanbeveel, gaan haal vir jou 'n paar afgelope 5 jaar se vraestelle. Sit hulle langs mekaar en dan sê jy sien, die volgende tipe goed is altyd in die vraestel. Die eerste een is iets oor die ruimte of die milieu. Die probleem is, as jy dit antwoord, moet jy spesifiek wees. Of dit by die drama is en of jy 6:15 lelie doen en of jy Manaka doen, wees spesifiek. Moenie net sê Kaapse vlakte nie. Dis die straat of dis die woonstel. As jy by 6:15 lelie is, verwys na spesifiek die woonstel van Cara in Frankryk. Die ruimte moet spesifiek verduidelik word. Dan gaan jy iets oor die karakter skryf. As hulle jou karakter vra, moet jy die naam en die van gee. Mac Jacobs, as jy verwys na die bendeleier, of Johnny Jacobs, as jy verwys na die goeie skoolseun. Jy kan nie net skryf Mac nie, want hy het 'n van, jy moet albei gee. Karaktereienskappe, ek het nou 'n paar keer daarna verwys. Ken jou karakters. Gaan skryf vir jouself 'n lys neer, en wat is die belangrikste eienskappe van elke karakter in hierdie drama? Konflik, ons het daaroor gepraat.
uiterlik of innerlik? Onthou by hierdie vraag, as hulle byvoorbeeld vir jou sê, is dit uiterlike konflik, motiveer. Kry jy nog nie 'n punt vir die ja of nee nie, dit gaan oor jou motivering. So pas op vir daai vraag dat jy nie motiveer nie. Tema, ons het daaroor gepraat. Tema, alle mense en 'n boodskap spesifiek. Die titel, Kersfees, dis Kerstyd wanneer MAP vrygelaat word en hy's deel van die Kersorkes. Dis 'n familietyd, dis 'n vreugdetyd, dis 'n vredetyd. En MAP Jacobs, hy's die hoofkarakter. So die goed bots amper wat MAP Jacobs stel 'n bendeleier voor in Kersfees vrede. So jy moet reeds in die titel sien dat daar konflik plaasvind. Die getal 7, so jy sien kom dwars deur die drama voor. Dis 'n simboliese getal, 'n volmaakte getal. Hy kom op die 7de van ander maand uit. So jy moet hom kan verduidelik. Vra rakende apartheid of die groepsgebiede wet. Dit het ons al bespreek. Hy's vasgevang in 'n omgewing. Hulle het geen vooruitsigte nie. Armoede, misdaad, geweld. Die funksie van die byteks en die neeweteks, soos ons in die vorige een bespreek het. Simboliek van die Kaapse vlakte. Hulle voel dis 'n tronk wat hulle vashou, isoleer, hulle kan nêrens heen gaan nie. En dan die taalgebruik, en dis baie, baie belangrik. As jy ooit 'n vraag in die vraestel kry oor watter taal hulle gebruik, kan jy net skryf Kaapse Afrikaans of Kaapenaars nie, want al die Kaapenaars praat nie dieselfde nie. Jy moet spesifiek wees, jy moet sê, die Kaapse Afrikaans van die kleurlinge in die Cape Flats, of die Kaapse Afrikaans van die township van die Cape Flats, dan gaan jy jou punte verdien. En dan, baie vraestelle, verwys na 2 kante van karakters. MAP het ons gesê 2 kante, bendeleier en onskuldige skoolseun. Cabanelis het 2 kante. Hy probeer die beste vir sy gesin doen met 2 werke, maar dan forceer hy sy eie dogter om te werk as prostituut. Cyril en Richie het 2 kante. Hulle is leegleers, loufers, hulle werk nie, maar hulle raak ontsteld oor wat Cabanelis aan sy eie kind doen. So hulle het ook 'n goeie kant. Al die karakters toon 2 kante, 2 teenpole. En dan onthou, op die ou einde, dwars deur die stuk, kry jy verwysing na Kersfees en die Kersfeesband, daar selfs 'n hele bedryf gekoppel net aan die band en die pas van hulle klere. Want dit gaan hier oor die Kaapse klopse wat oor Kersfees speel. En hulle speel in die parade om die kap, die beker te wen. Maar agter dit alles is dan MAP Jacobs. Want onthou, al die jare was hy in die band en hy het die saksofoon gespeel. En dit is die belangrikste instrument. En in die neeweteks partykeer sê hulle vir jou, die sax speel bo al die ander uit. Dit is simbolies, dit wys hy staan bo ander uit en hy word die leier. Later staan hy weer bo ander uit want hy verander in 'n positiewe persoon. Nou, dit was die kontekstuele deel. Lang vraag. Hoe benader ek die lang vraag? As ek 'n keuse gemaak het om eerder die lang vraag te doen. Ek het vir jou 'n voorbeeld van 'n vraag hier gegee. In die drama Kersfees van MAP Jacobs is MAP Jacobs, Cabanelis, Blanche en Richie tragiese figure wat deur hulle eie keuses hul lot of uitkoms bepaal. Dan moet jy bespreek om 400 tot 450 woorde. Die belangrikste is jy moet hierdie vraag eers vat en hom ontleed. So, onthou, daar moet 'n inleiding wees en ek gaan nou vir jou wys hoe maklik is dit om jou eie inleiding te skep. Dan, waaroor gaan die vraag? Dit gaan oor karakters se keuse wat hulle lot of hulle toekoms of hulle einde bepaal. Nou gaan nommer jy. Paragraaf 1 was my inleiding. Paragraaf 2 gaan ek praat oor MAP Jacobs se lot. Paragraaf 3 oor Cabanelis, hoe sy keuse sy lot beïnvloed. Paragraaf 4 oor Blanche
en paragraaf 5 oor Richie, en moenie vergeet nie, jy moet dan 'n slot gee. As jy 'n inleiding en 'n slot gee, is jou taal klaar op 'n baie hoër vlak, anders begin ons jou merk op 6/10. So kyk asseblief dat jou inleiding en slot daar is, en verdeel jou paragrawe, koppel hulle aan karakters, of koppel hulle aan gebeurtenisse, of koppel hulle aan tyd. Hierdie vraag wys vir jou mooi hoe jy jou paragrawe uiteen moet sit. So hoe gaan so 'n lang vraag lyk? Eerstens het jy 'n inleiding. Vat die vraag wat vir jou gegee is en draai dit net om, dan word dit jou inleiding. So jy skryf, in die drama Christmas van Matt Jacobs is Matt Jacobs, Cavanellis, Blanche en Richie tragiese figure wat deur hulle eie keuses se lot bepaal. Dis presies die vraag wat vir jou gegee is, jy het hom net as inleiding gaan skryf. Nou, die vraag is altyd om te pif of nie te pif nie. Dis die PVI, nie? Nou daar's jou punt, verduideliking, illustrasie. Asseblief, moenie voel julle verval in 'n herhaling nie. Gee eerder dit presies so en maak seker dat hulle dit kan merk. Ons het vrae het gegaan oor keuses wat jou lot bepaal. Sit vir jouself woorde in wat die merker lei. Byvoorbeeld, eerstens, jy sal sien hy staan in rooi. Eerstens bepaal Matt Jacobs se keuse sy lot, want hy kies om lid van 'n bende te word nadat hy slegs werk as messenger kon kry. Byvoorbeeld, hy word die leier van 3 bendes, en dan as jy 'n aanhaling kan bysit, soos ek was altyd die leader, dan vat dit jou na 'n baie hoër punt toe. Verder, die woordjie verder sê vir die merker, hier begin die tweede PVI of PIF. Verder bepaal sy keuses as bendelid sy lot, want hy gee die opdrag, vir sy eie ma se verkrachting, en dit lei tot sy suster se dood. Byvoorbeeld, hy sê hulle het hom chief genoem, en hulle kon niks doen as ek nie die opdrag gee nie. As jy klaar map bespreek het, jou laaste PVI of PIF, gebruik die woorde ten slotte, laastens, uiteindelik. Dan sien die merker, nou sluit ek map af. So, ten slotte bepaal sy keuse om Ivan Philander dood te maak, dood te steek sy lot, want dit lei tot sy tronkstraf, maar ook uiteindelik tot sy verandering en bekering. Byvoorbeeld, ek het 12 jaar gekry, ek het 7 jaar gesurf. As jy elkeen van jou karakters nou so in 'n paragraaf bespreek het, en jy het by elke paragraaf pertinent gesê, eerstens, verder, nog 'n punt, ten slotte, dan weet hulle, hier's Max se deel, hier's Blanche se deel, hier's Cavanellis se deel, hier's Richie se deel. Al wat jy nou nog kort is 'n slot. Vat weer jou vraag en gebruik hom as 'n slot. So jy slot gaan sê, in die bogenoemde opstel, of in die bogenoemde, is bewys dat in die drama Christmas van Matt Jacobs is Matt, Cavanellis, Blanche en Richie tragiese figure wat deur hulle eie keuses 'n lot bepaal. Jy hoef nie 'n nuwe gedagte uit te dink nie, gebruik wat vir jou gegee is. Dis mos waaroor die vraag gaan. So jy het 'n inleiding, jy het 'n slot, jy het jou 5 paragrawe gekoppel, elkeen aan 'n karakter, dan jy 'n skitterende opstel. Nog 'n opstel wat baie by die drama gevra word, is die dramatiese spanningslyn. En ek wil hom gou vir jou verduidelik. Onthou, spanningslyn loop tot by 'n hoogtepunt, of 'n klimaks, of 'n krisis, en dan weer af. En die volgende terme moet jy ken. Jy kan dit kry as 'n lang vraag, of jy kan dit kry as kort vraag, waar hulle na elke een apart verwys. So die eerste een, dis die eksposisie. Dis die begin van die drama waar jy bekend gestel word aan die karakters in die ruimte. Jy leer ken byvoorbeeld Cavanellis en Maud, jy sien Maud is bietjie vies vir hom, want hy is nooit by die huis nie. Jy leer ken die loafers en jy leer ken die Kaapse vlakte.
Die spanning is laag, niemand is nog kwaad vir iemand nie, maar jy hoor die hele tyd van daar was daai aand. Jy weet nie presies wat het gebeur daai aand nie. En dan sê sy, nou klim die pyltjie na die volgende oomblik. En daai volgende een noem ons die motoriese moment. Onthou, 'n motor is iets wat iets aan die gang sit. So 'n motoriese moment is die moment waar goed aan die gang gesit word. Waar mens die vraag vra, wat gaan nou gebeur? Dis die moment waar die karakters uitvind, Matt Jacobs kom uit die tronk. Almal vra wat nou, die spanning is hoog. Gaan Matt kwaad wees vir Cavanellis, want Blanche werk as prostituut. Gaan Blanche verder werk as sy sien Matt is terug by die huis. Gaan sy ma begin praat, gaan hy weer in die kersorkes wees. Wat gaan gebeur? Gaan hy weer bendeleier wees? Die spanning word hoër. Nou klim die spanning nog, en ons noem die volgende punt die verwikkeling. Die spanning is hoër, want hier vertel karakters meer oor hul lewe en hoe hulle voel oor Mac wat uit die tronk kom. Jy sal onthou in die verhaal, daar is daar hele geveg tussen Cyril en Richie en Cavanellis, wat hulle hom so half omsingel by sy fietsie, en so spot met hom, en hy weet nie hoe om te reageer nie. En almal praat nog steeds van daai aand, maar niemand weet nog wat het daai aand gebeur nie, want die spanning klim, sodat die leser aanhou lees. Dan, die hoogtepunt, die klimaks, die krisis, dis waar die spanning op sy hoogste is. En dis die monoloog van Matt Jacobs, waar ons hoor wat het daai aand gebeur. Ons hoor hy was selfverantwoordelik vir sy ma en suster se verkrachting. Hy het toestemming gegee. En dan van hier af, dan loop die spanning weer al die pad afdraande. Dis die afloop. En nou moet al hierdie vrae beantwoord word in die motoriese moment. Byvoorbeeld, wat gaan Cavanellis doen as Matt uitkom? En aan die einde pleeg hy selfmoord. Wat gaan Blanche doen as Matt uitkom? Sy gaan kry vergifnis by hom. Wat gaan ma doen? Sy praat weer, totdat die spanning weer laag op sy laagste en kalm is. Dis die dramatiese spanningslyn, dit kom net in dramas voor, so hy kan of in 'n lang vraag, of elke deeltjie kan in jou kort vraag vir jou gevra word. Nou, net 'n paar moontlike langvrae waaroor jy kan gaan dink. Ons het al baie gepraat oor die karakters wat vasgevang is in 'n uitsiglose bestaan, of die township sien as 'n sterk tronk. Dit gaan gekoppel word aan die groepsgebiede wet, die feit dat hulle werk kan kry en betrokkenheid by bendes, en dan hele map storie binne dit. Die karakterontwikkeling van die protagonis, sy keuses, sy toekoms, sy lot. Twee kante van elke karakter. Dit kan 'n hele lang vraag word, waar jy elkeen apart moet bespreek en na albei kante verwys. Konflik in die drama en die invloed op karakters. Die spanningslyn, wat ek nou net met jou bespreek het, die invloed van die ruimte, die feit dat hierdie mense in die Kaapse vlakte moet bly, dat hulle geen keuse gehad het nie, hoe beïnvloed dit hulle? En dan die invloed van ander karakters op die protagoniste ontwikkeling. Dis maar net 'n paar ideeë vir lang vrae, maar as jy hulle kan antwoord, behoort jy enigiets daarby te kan inwerk. So ten slotte wil ek graag vir julle sê, mag jou lewensmap en al jou volgende Kersfeeste gevul wees met vreugde, vrede en fantastiese, vrek hoë Afrikaanse punte.